Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons lees vandag uit Efesiërs 5 vers 17 tot 18 wat soos volg lees. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word deur die Gees vervul. Daar is 'n groot verskil tussen om die Heilige Gees in jou te hê en om elke dag deur hom vervul te word. Wanneer jy in die Here Jesus Christus se voltooide werk aan die kruis vir jou en sy opstanding glo, gebeur daar wonderlike dinge wat dadelik en vir altyd vasstaan. Jy word deur die Gees in Christus ingedoop, verseël as God se eiendom en hy kom woon permanent in jou. Hierdie geestelike posisie verander nooit nie. Jou plek in God se gesin is vir altyd veilig. Maar om deur die Gees vervul te word is 'n heel ander storie. Dit is 'n daaglikse, praktiese ervaring wat afhang van hoe jy stap vir stap saam met God wandel. Wanneer ons Paulus se woorde grammatikaal en histories beskou, sien ons 'n baie duidelike boodskap aan die gemeente in Efese. In die antieke wêreld, net soos nou, het mense dikwels wyn gebruik om hul vrese te verdoof of om kunsmatige vreugde te soek. Paulus gebruik hierdie bekende beeld om 'n skerp kontras te tref. Die misbruik van wyn neem beheer van jou verstand en optrede oor. Daarteenoor moet die Heilige Gees die een wees wat jou denke, jou woorde en jou besluite lei. Wanneer hy sê, word met die Gees vervul, gee hy ons 'n direkte opdrag. En wanneer ons na die oorspronklike Grieks van hierdie werkwoord kyk, ontdek ons 3 baie belangrike waarhede. 1. Dit is 'n aanhoudende proses. Anders as die eenmalige doop met die Gees, die oomblik toe jy geglo en wedergebore geraak het, is die vulling met die Gees 'n deurlopende gebeurtenis. Dit is 'n oomblik vir oomblik keuse om die Heilige Gees toe te laat om jou te lei. 2. God doen die werk, maar jy reageer. Die Heilige Gees verander en versterk jou, maar hy doen dit terwyl jy in geloof op hom vertrou en in gehoorsaamheid wandel. 3. Dit is 'n opdrag vir elke gelowige. Om onder die Gees se leiding te leef is nie net vir 'n superchristen nie. God verwag dit van ons almal. Die vervulling van die Gees gaan nie oor jou redding nie, dit gaan oor beheer. Wie sit vandag op die troon van jou hart? Om vervul te wees beteken dat jy die stuurwiel van jou lewe vir die Heilige Gees gee, sodat hy jou gedagtes, houding en besluite kan vorm volgens God se wil. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Jou redding in die inwoning van die Gees is 'n permanente werklikheid vanaf die oomblik dat jy die evangelie glo. Maar die vervulling van die Gees is 'n dag tot dag verhouding waarin jy aktief kies wie die beheer van jou lewe neem. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my U eie kind gemaak het en dat U Heilige Gees permanent in my woon. Vandag kies ek om die stuurwiel van my lewe weer vir U te gee. Heilige Gees, vervul my opnuut. Neem beheer oor my gedagtes, my woorde, my houding en my besluite. Help my om in geloof te reageer wanneer U my lei, sodat my lewe U wil sal eer. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.